'n oombliekie ons gedagtes net so rig op hom. Ek wil vir jou so 'n oombliekie kans gee om sommer net so in stil gebed saam met die Here net so 'n paar oomblikke tyd te spandeer. Jy het nou al ons afkondigings gesien en jy hoor wat is aan die gebeur. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys en aanbid U vandag. Jesus ons verlosser en Heilige Gees, Immanuel, God met ons en in ons. Dankie Here dat U die God is van gister en vandag en van môre, van die verlede, van die hede en tot in alle ewigheid. Dankie vir die voorreg om vanmôre in U teenwoordigheid te mag wees. Mag U verheerlik word. Ons aanbid U vanmôre as die enigste ware God. Amen. Groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Blaai bietjie saam met my weer na Efesiërs 6 toe. Ons is in Adventtyd en ek preek nie spesifiek oor die stal en Bethlehem en die wyse manne en die ster wat gevolg word nie, maar alles wat ons lees in Efesiërs 6 kan nie gebeur het sonder dat Jesus mens geword het of gebore was nie. So dit is eintlik vanmôre vir ons net so 'n handvatsel, 'n heenwyse. Dit herinner ons aan, dankie Here dat U bereid was om mens te word en tussen ons kom woon het, sodat hierdie ook waar is van ons. So kom ons lees daai paar verse saam. Julle het dit nou al in hierdie tyd mooi gememoriseer. Daar vers 10, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Ons het dit nou so mooi gesing. Trek die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee. Nie gedeeltelik nie, ten volle. Hoekom? Sodat julle op die pos kan bly staan, ondanks listige aanslae van die duiwel. Teen wie veg ons? Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, julle nog steeds op die pos kan bly. So ons het die wapens aan, sodat ons kan teenstand bied, sodat ons kan vas staan, sodat ons kan aanhou tot en met die einde toe stewig kan bly staan. Wat is hierdie wapenrusting? Julle ken dit ons nou al in die tyd. Tuis het vir ons nou die dag so mooi daar by die seniors gehelp. As jy visueel 'n prentjie kry, dan kan jy hierdie goeters maklik onthou. So, ons is nou al so lank besig met dit. So, help my gou. Wat is die eerste ene? Okay, wat het jy nodig om jou broek bo te hou? 'n Beld. Die beld, die gordel van waarheid, né? En dan hier binnekant jou hart. Waarmee beskerm jy jou hart? Die borsplaat, harnas van vryspraak of geregtigheid. En dan lekker man. Ek sien nou sit daar, as ons hierdie teks moet vertaal in 2025 sal ons sê pantoffels aan jou skoene, want ek sien mense gaan nou mall toe met pantoffels aan en hulle dra oral stuk pantoffels, maar die wat? Die skoene van die vrede, né? Die vrede wat in jou is, maar ook die vrede wat jy bring. En dan het ons laas Sondag, so hierdie moet jy nou asseblief bykom. Dis nou net 'n paar ure later, die wat? Die skild van geloof. En dan is ons vanmôre hierso in vers 17, sit verlossing op as die helm op jou kop. En dan die laaste ene, die swaard. En dan vers 18 sê, ons doen al hierdie goeders bidend saam. So vanmôre wil ek saam met jou 'n bietjie dink en bietjie uitpak rondom die tema, jou kop is die hotspot. Né? Dis die hotspot en jy moet jou hotspot beskerm met die helm op jou kop. So dink 'n bietjie saam met my, jou brein, jou kop is die hotspot. Daar's 'n onsigbare oorlog aan die gang. In hierdie wêreld wat ons bly, is daar 'n paar sigbare oorloë aan die gang, maar hierdie ene waarvan ek vanmôre praat, is 'n onsigbare oorlog, gemik op jou vrede, op jou vreugde en op jou effektiwiteit as disipel van Jesus in hierdie wêreld. Weet julle waar vind dit plaas?
Dit vind plaas in daardie stil teaterspasie wat ek en jy vandag ons gedagtes doen. Hierdie afstand tussen jou twee ore. Dis hier in jou gedagtes. Dis daar waar die vyand waarvan ons nou gelees het, 'n voet in die deur wil kry. Paulus het iets hiervan verstaan. En daarom beskryf Paulus 'n Christen se lewe nie as iemand wat op 'n speelgrond rustig speel nie, maar iemand wat op 'n oorlogveld, op 'n slagveld met 'n vyand besig is. En daarom is dit so belangrik dat hy hierdie gelowiges in Efesiërs aanmoedig om op hierdie slagveld, hierdie oorlogsveld gewapen te wees. Ons veg nie teen 'n mens nie, ons aanslag en ons veg teen 'n bose mag. 'n Listige, slim strateeg wat met my en jou besig is en presies weet waar hy sy pyl of sy aanslag op jou lewe kan afvuur. Die helm beskerm seker die mees kritiese gedeelte van 'n mens. En dis jou kop. En as ons vandag praat oor die helm van verlossing, dan kom sê Paulus geestelik gesproke, praat ons vandag oor 'n lewensbelangrike gedeelte van 'n mens, van 'n Christen mens. En dit is my en jou gedagtewêreld. En die bose is direk gemik op my en jou gedagtewêreld. Hy wil jou mislei, hy wil twyfel in my en jou gedagtes bring, hy wil ons ontmoedig. Johannes 10 vers 10 sê, hy het gekom om te steel en te beroof, maar ek het gekom sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Hoe dink julle steel die Satan van my en jou? Hy kom steel en beroof deur vir my en vir jou te mislei, deur twyfel in ons harte te vestig en vir ons te ontmoedig, ons moedeloos te maak. Vandag se tydjie saam met jou, uit hierdie een kort sinnetjie, wil ek graag vir jou verduidelik, wat is die helm van verlossing? En dan wil ek so 'n bietjie die tweeledige beskerming wat hierdie helm bied, uitpak, en dan wil ek jou vir 'n paar oomblikke help om te sien hoe sit ons hierdie helm op ons koppe en hoe gebruik ons hierdie helm? Die helm van verlossing. As Paulus hier praat, dan is die helm verlossing. Dis nie soos nie, dis nie iets waarna hy verwys nie, dit is dit. Nou wat is hierdie helm? Dis nogal belangrik dat ek en jy ietsie hiervan verstaan. As ons iets verstaan van die fisiese van hierdie helm, dan gaan ons in die geesteswêreld ook vandag daai sprong kan maak. Die Romeinse soldaat se helm was eintlik 'n meesterstuk gewees. Dis wat die Romeinse ryk 'n trio wat voor die res van die wêreld en van hulle vyande geplaas het. Hierdie was 'n meesterstuk wat ontwerp is om te beskerm. En om wat te beskerm? Die kop. Hulle het al in daai tyd geweet, as 'n ou my met 'n pyl in my toon skiet, dan is my kans vir oorlewing alright. As hy iewers 'n arm of 'n ding raak kap of raak skiet, gaan ek dit dalk maak. Maar as dit hier in my kop gebeur, dan gaan mense vinnig dood. Hy is uit brons uitgemaak, later uit metaal en staal uitgemaak, en binnekant in het hulle leer gesit wat eintlik half so die skok gedemp het, soos 'n ou jou nou oordentlik met 'n swaard in die kop getref het, dan het daai yster beskerm dat die swaard jou kop nie getref het nie, maar binne-in was daar so 'n stukkie skok observeerder, en dit was eintlik half hierdie leer gewees. Hy het tussen jou neus, as julle nou vanmôre op julle WhatsApp gekyk het, wat Mieke vir julle gestuur het of gemaak het, en sy daai helm daar neergesit, dan is dit presies amper hoe daai ding gelyk het, né? Hy het twee kante gehad wat die ore en die kant van die kop beskerm het, en dan het hy tussen die oë, het hy 'n stuk yster gehad wat tussen jou oë af beweeg het. So wat oorgebly het was letterlik jou oë en jou mond. Dis al wat oop was, maar die res was beskerm deur hierdie meesterstuk, hierdie stuk staal op jou kop. Nou mens kry vandag verskillende soorte helms, né? Jy kry motorfietshelms, jy kry fietsryhelms, jy kry ouens wat op rollerblades en op skateboards rondry wat 'n helm op het.
Jy kry aantreklike helms en dan kry jy snaakse helms. Jy kry 'n full face helm en dan kry jy hierdie enetjie wat hulle so op die kop sit hierbo. Ek weet nie wat beskerm hy nie, maar hy's nou volgens wet is hy nou daar. Maar kry vir jou hierdie prentjie van hierdie stuk, meesterstuk wat hierdie soldaat se kop toegemaak het, die kante, die neus letterlik beskerm het. Hierdie Galia, hierdie helm het 2 groot funksies gehad. Die eerste belangrike ding was dit het iets te doen gehad met jou identifikasie en met jou identiteit. So as julle daai prentjie kry van hoe hierdie helms lyk, dan sal julle die helm sien en as julle onthou, dan sal 'n mens sien dat op hierdie helm is daar so 'n mohawk ding, so 'n rooierige ding wat op hierdie helm is. Nou dit is gekleurde perdehare. Hulle het perdehare rooi gekleur. Waarskynlik nie so helder rooi soos wat ons dit vandag sien nie. En dis nou maar die kunstenaars en die ouens wat flieks maak wat dit so helder rooi kleur. Kleurstof in die Bybelse tyd en na antieke tyd was baie duur en baie skaars en dit was waarskynlik so 'n bietjie meer 'n rooi-bruinerige kleur gewees. Baie belangrik, hierdie mohawk, hierdie maanhare wat op hierdie helm was, het 'n belangrike rol gespeel. Dit het rang geïdentifiseer. En daar was 'n baie belangrike ding wat hulle gedoen het. 'n Gewone voetsoldaat se mohawk het van voor na agter gestaan. En ouens wat in range was en die offisiere sinne het van oor tot oor gestaan. Dit hang nou ook af hoe die tyd ontwikkel het, maar dit was waarskynlik hoe hulle 'n gewone soldaat van iemand wat 'n rang gehad het onderskei. So 'n gewone troep, gewone soldaat van voor na agter en 'n offisier of iemand wat in beheer was van oor tot oor. Hoekom was dit so? Dit was baie belangrik geweest want dit het vir die ouens gehelp as hulle in die oorlog was om te sien waar is hulle leiers. Waar is die ouens, waar is die bevelvoerders? Waar is die ouens wat in beheer is? En tweedens het dit nogal 'n tipe van intimidasie veroorsaak. As jy nou hierdie mohawk hier bo op jou kop het, dan was jy gemiddeld langer as jou vyande gewees. So jy was eintlik langer en dit het half hierdie intimidasie veroorsaak. Dit was 'n simbool van status gewees. Dit was jou identiteit. Jy sal mooi weet wie's wie deur net te kyk na 'n persoon se helm. Dit was rooi gewees, want rooi was waarskynlik die kleur van hulle Romeinse god, die god van, of die god met die naam Mars. So dit het hulle aan hierdie god laat dink, en dit het hulle sigbaar gemaak, soos wat ek het vir julle nou net mooi probeer verduidelik het. Nou sê Paulus, hier in Efesiërs 6 vers 17, sit hierdie helm op jou kop. Nou jy weet ons nou vanmôre, hy praat nie van 'n yster ding of 'n brons ding of 'n fisiese ding nie. Paulus beweeg hier in die geestesdimensie in en hy praat met 'n klomp geredde Christene in Efese en dan sê hy vir hulle, neem hierdie helm op en sit dit op jou kop. En hierdie helm wat ek en jy as gelowige moet opsit is verlossing. Nou hierdie helm, soos wat dit in die soldaat, in die fisiese soldaat se lewe twee belangrike beskermingsmeganismes gehad het, twee doele gedien het, kom sê Paulus in die geesteswêreld, help verlossing, ook vir my en vir jou, op twee vlakke. As hy sê, sit verlossing as jy op jou kop. Verlossing, soos hierdie helm, hierdie soldaat se kop moes beskerm, moet verlossing vir my en vir jou as kinders van die Here, ons gedagtewêreld beskerm. Nou hoe? Op twee maniere. Ek dink die eerste belangrike ding is hierdie verlossing waarvan Paulus hier praat, help ons met ons identiteit en hierdie verlossing help vir my en vir jou ook om weerstand te bied en om staande te bly teen hierdie aanslag van die Satan. Nou kom ons praat net so 'n bietjie vir 'n oomblik oor ons identiteit. Julle kan onthou toe ons oor die beld gepraat het, het ek ook vir julle gesê dat 'n stuk identiteit van 'n soldaat het in die beld gelê. As jy 'n soldaat se beld afgehaal het, dan het hy sy status as soldaat verloor.
Dis amper in ons moderne tyd, as jy 'n verkeerskonstabel of 'n polisieman se wapen van hom al wegvat, dan vat jy sy gesag van hom al weg. Jy vat eintlik sy identiteit van hom al weg. Dan het hy net 'n uniform aan, maar dis daai wapen wat vir hom die reg gee, die mag gee om jou te arresteer of om vir jou sekere goeders te sê. Nou daai beld was ook so 'n tipe identiteit, maar hierdie helm van verlossing, kom sê Paulus, help vir my en vir jou met ons geestelike identiteit. Romeine 10 vers 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus gesterf het in die kruis, en jy glo met jou hart dat hy opgestaan het uit die doodheid, dan sal niemand teleurgestel word wat na hom toe kom. Hy sal ons aanneem. Aanneem as wat? Johannes 1 vers 12 sê, as jy na Jesus Christus toe kom en hom aanneem, dan gee hy vir jou die reg om sy kind te word. So wat gebeur? Ek en jy word deel van God se familie. Dis jou identiteit. Dis jou wedergebore identiteit. Nou wat is ons vyand se strategie en sy taktiek as hy vir my en vir jou wil aanval? As hy 'n voet in die deur wil kry, as hy in hierdie stil ruimte wat ons gedagtewêreld noem, wil inkom en daar sy voet in die deur wil kry, wat doen hy? Hy val my en jou identiteit aan. Hy val ons geestelike identiteit aan. Ek praat nie net vanmôre hier van ons gewone identiteit nie, dis ook belangrik. Maar hy probeer iewester vir my en vir jou deurmekaar maak. Hy wil jou oortuig dat jy jou identiteit vorm en bepaal deur die goed wat met jou gebeur het in die verlede. Of jou foute, of jou swakpunte. Dis die tipe etikette wat hy om my en jou in ons lewens wil kom sit. En nou kom sê Paulus, as jy hierdie verlossing, hierdie helm van verlossing opsit en dit reg gebruik, dan help hierdie waarheid, hierdie verlossing vir my en vir jou, teen hierdie misleiding en hierdie voet wat hy in die deur wil kry in ons gedagtewêreld. Die wêreld daar buite wil vir my en vir jou etiketeer. Die wêreld daar buitekant waarin ek en jy deel is, werk volgens die volgende beginsels. Jy word geïdentifiseer deur jou probleem. As ons teruggaan na die Bybel toe, dan onthou jy daai vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Sy het bekend gestaan. Hulle het na haar verwys as die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Sy word so opgeteken. Sy het nie eens 'n naam in die Bybel nie. Het julle al mooi gesien? Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. So, haar probleem het haar geïdentifiseer en dit het haar identiteit bepaal. Die blinde Bartimeus in die Nuwe Testament dieselfde, die blinde Bartimeus. Nie Bartimeus nie, die blinde ou. Die ou wat 'n probleem gehad het met sy sig. Dis hoe hy geïdentifiseer word. En in ons alledaagse lewe, vriende, is dit presies wat met my en jou ook gebeur. Die issues wat ek en jy in ons lewens het, die probleem waarmee jy sit, word die etiket wat om jou nek gehang word. En dit is hoe ek en jy bekend staan, en dis dalk hoe jy jouself aanspreek, as jy na jouself kyk in die spieël. Ons nuwe identiteit in Christus sê, 2 Korintiërs 5 vers 17, ons is nuwe skepsels. Die ouwe het verbygegaan, die nuwe is in Christus nou hier. So die helm van verlossing kom help vir my en vir jou om hierdie leuen wat die Satan in my en jou lewe wil laat grondvat, te weerstaan met 'n Bybelse identiteit. En jy moet vanmôre vir die Heilige Gees sommer vra deurentyd, watter etikette het ek in my lewe? Wat draak saam met my? Hoe speel my generasiebagasie wat ek tot en met nou toe in my lewe het ontvang en waardeur ek gaan 'n rol in my identiteit? Want hy wil jou mislei. Hy wil jou potensiaal kom beroof en kom steel. Hy wil jou ontmoedig deur iewester sy voet in jou gedagtewêreld in te kry en jou identiteit, jou ware identiteit in Christus te kom steel. En julle wat jonger is, julle ouens wat in die tienerfase is, hy is so goed met dit. Hy is so strategies. Hierdie fase van 'n ou se lewe
Is jy letterlik lomp, jou hormone is so deur mekaar, jy weet nie waar jy hoort nie, is jy in of is jy uit? En in hierdie soeke na jou identiteit, kom hy en kom vertel hy nog vir jou 'n paar ander leuns ook. En dan my sommer 'n paar etikette om jou nek. En weet julle wat, as ons in ons middeljare in beweeg, hier in ons 40er jare en 'n bietjie ouer is dit, en in elke lewensfase is ek en jy bietjie onstabiel wat ons identiteit aan betref. En net daarso kry hy sy voet in die deur, en dan kom hy met ons probleme. En hy identifiseer jou. Hy beskryf jou as jou probleem. Die wêreld ken ons na aanleiding van ons swakpunte. Na ons swakpunte. Nou Moses, hy het gehakel, dit was nou sy swakpunt in sy lewe, en dit het homself eintlik geneutraliseer, totdat die Here half ontstel met die man geraak het. Wat is dit in jou lewe? Wat is jou swakpunt in jou lewe? Waardeur jy op die einde van die dag geïdentifiseer word? Wat jou identiteit geword het? Ek is nou maar dit. Ek is nou maar so gemaak en so gelaat staan. Ek sukkel nou maar hiermee. Petrus, sy naam is Simon. Hy was maar eintlik 'n ouetjie gewees wat nou nie so hoog in die poskantoor op was nie. Hulle beweer eintlik dat Simon verwys na 'n tipe gebrek wat hy iewers in sy gesig gehad het. Nou, daarby kan ek nie staan en val vanmôre nie, ek het dit sommer net raak gelees. Maar wanneer Jesus met Simon paaie kruis, dan sê hy vir hom, jou naam sal van nou af Petrus wees, rots, en op hierdie getuienis sal my kerk gebou word. Dis sy nuwe identiteit. Petrus het nie bekend gestaan as Simon nie, maar as Petrus. Ons word in die wêreld gedefinieer deur ons mislukkings. Hy kom so strategies in ons gedagtewêreld en hy karring daarmee en so kom beroof hy my en jou identiteit. Ons identiteit in Christus Jesus is vergewe, is uitgekies, is verlos, is geroep. Maar hy kom en hy probeer op 'n manier in my en jou gedagtewêreld inkom om ons identiteit te kom mislei. So wanneer ek en jy hierdie helm opsit, is dit die eerste belangrike ding wat ek en jy moet weet. In Christus Jesus, in my verlossing, het ek 'n nuwe identiteit. En moet ek kyk na myself soos wat God na my kyk. Die Satan is gedurig besig om vir jou te mislei en vir jou 'n ander identiteit te gee. Wanneer Paulus hierdie helm sien en hy sien daardie rooi mohawk, dan weet hy presies wat hy bedoel. Dis die identiteit van daai soldaat. En in Christus het ek en jy 'n nuwe identiteit. Wat glo jy al deur hierdie jare van jouself, van jou identiteit, hier in jou gedagtewêreld? En hoeveel van dit is leuns? Is 'n voet in die deur wat die Satan in jou gedagtewêreld toegang gekry het. Jy weet net so goed soos ek wat ons dink, dit is wie ons is en dis wie ons word. En daarom is hy so strategies en kom sê Paulus, die helm van verlossing. In Christus is jy 'n nuwe mens met jy opsit. Dis hoe ek en jy hierdie misleiding en hierdie verleiding van die Satan in ons identiteit teestaan. Wanneer ons 'n goeie Bybelse regte identiteit het, dan gee dit vir my en vir jou 'n fondasie wat na die volgende belangrike waarheid toe lei. En dit is die beskermingsfunksie. Hierdie helm gee nie net identiteit nie, hierdie helm beskerm. Verlossing gee nie net vir jou en vir my identiteit in Christus nie. Hierdie verlossing gee vir my en vir jou ook 'n stuk beskerming. En waaroor ek nou gaan praat is verlossing en 'n sekerheid van jou verlossing. Ons noem dit in kerktaal geloofsekerheid. So wanneer ek en jy nou 'n bietjie hieroor gaan dink, dan kom sê die Bybel, as ons hierdie helm van geloof bekyk, dan gaan dit oor 'n stuk beskerming van jou gedagtes teen twyfel oor jou geloofsekerheid en oor jou verlossing. En hier moet julle baie mooi luister. Ons sukkel nie net met 'n identiteit nie. Ons sukkel, kerkmense, ek en jy, sukkel
met 'n stuk geloofsekerheid. Ek kan nie vir julle vertel by hoeveel mense kom ek, en as ek hulle vra oor geloofsekerheid, dan trap hulle klein. Dit het niks te doen met ouderdom nie. Mense in die ouer huis worstel hiermee. Jong mense worstel hiermee. Weet julle wat, daar's mense wat 40 jaar in die kerk se banke sit, wat worstel met 'n stuk geloofsekerheid. 'n Sekerheid van jou geloof. En wanneer jy 'n sekerheid van jou geloof het, julle, dan is dit hierdie helm wat jy op jou kop sit, wat jou beskerm teen hierdie aanslag van hierdie Satan. Want net soos wat hy op jou identiteit gefokus is, wil hy op jou geloofsekerheid inzoom. En wil hy in jou gedagte wêreld iewers 'n voet in die deur kry. Want as hy daar 'n voet in die deur kan kry, en hy oor jou geloofsekerheid kan begin karring, dan het hy moeilikheid. Dan het jy moeilikheid. Wat kom doen hy? Hy kom probeer twyfel in jou gedagtes saai. En weet jy wat? Jy kan nie effektief as 'n soldaat in die koninkryk van God veg as jy onseker is oor jou eie status in die koninkryk van God. Ek kan nie iets aan jou verkoop waaraan ek nie glo. Kan julle deur die jare onthou toe die Kirby stofsuiers net op die mark gekom het? Kan jy onthou? Party van julle het nog een. Baie mense wat ek nou deurgeklop het, hulle het vir jou laat verstaan dat jy nie sonder daai ding kan gaan nie. Nou is dit 'n clean green magic machine of whatever kan van weer maak. Maar daai oor daai ding aan jou verkoop, né? Hy moet ten minste iets weet van daai stofsuier. Want as hy nie weet of glo in daai produk nie, gaan jy mos nie by hom koop nie. Kan julle daai kennis ensiklopedieë onthou, daai rooies? Ons het nog hulle staan nog daar, ons het net nie genoeg guts om dit weg te gooi nie. Ons is te sentimenteel oor daai goed, want dit het my pa R300 gekos 20 jaar, 100 jaar terug. Jy moet glo. Jy moet glo in wat jy glo. Jy moet seker wees van jou geloof. Anders gaan jy dit nooit met iemand deel nie. Want hoe kan jy iets deel met iemand waaroor jy nie sekerheid het nie? So, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie tweede belangrike ding. Beskerm jou identiteit en beskerm jou geloofsekerheid. Dis so 'n belangrike aspek. Daar's twee groot goeders waaroor ons 'n oombliekie moet stil staan. Daar's 'n gebrek aan geloofsekerheid en dan's daar 'n valse geloofsekerheid. En al twee hierdie probleme gebruik die Satan en het ons die helm van verlossing, die ware sekerheid waarby ek nou gaan kom, nodig om hierdie aanslag van hom uit te weer. Die eerste belangrike ding is geredde mense wat hulle harte vir die Here gegee het om verskeie redes twyfel. Hulle twyfel of hulle hemel toe gaan. Hulle het hulle hart vir die Here gegee. Hulle het hulle hart opreg vir die Here gegee, maar hulle worstel die hele tyd met hierdie ding. En dan is daar 'n ander gevaarlike een. Dis 'n valse geloofsekerheid. Dis gelowige mense wat dink, as ek die sekere affiliasie het en ek behoort aan die regte denominasie of ek doen die regte geestelike goeders, dan is ek gered, is my saak met die Here reg. Maar 'n wedergeboorte was nog nooit deel van so 'n persoon se lewe nie. Daar's regtig baie van ons wat gered is, wat wedergebore is, né? Wat iewester op 'n dag in jou lewe begin twyfel jy. Maar is ek regtig gered? En dis wanneer hy sy voet so in die deur wil kry. En Paulus sê wanneer daai aanslag kom, gebruik ek en jy die helm van verlossing en moet ons dit opneem en moet ons dit gebruik. Hoekom kry jy dit reg om hierdie voet in die deur te kry en vir jou wat 'n wedergebore kind van die Here is, te laat twyfel in jou geloofsekerheid? Want jy verstaan nie die hele Bybelse lering rondom wedergeboorte en geloofsekerheid nie. Miskien het jy nog nie genoeg moeite gedoen om dit regtig te bestudeer en seker te maak dat jy verstaan wat die Bybel bedoel met wedergeboorte nie. Miskien wonder jy en glo jy dat jy hierdie wedergeboorte kan verloor. Dat jy iewester jou lewe met die Here reggemaak het, dat jy wedergebore is, maar nou daar goed gebeur in jou lewe en nou verloor jy hierdie wedergeboorte en hierdie sekuriteit. Miskien weet jy vandag dat jy deur genade alleen gered is. Jy kwoteer
Efesiërs 2 vers 8 en 9 en 10. Deur genade alleen. Ek en jy het niks oor te roem nie. Maar daar's ietsie binnekant en die voet wat hy in die deur kry is om hierdie genade en hierdie wedergeboorte in stand te hou, moet jy daarom die regte werke doen, hoor. Jy moet daarom die regte goed doen. So wat gebeur? Ons probeer al hoe harder uit ons eie uit om hierdie geloofsekerheid te bewerk. Sit die helm op. Die Bybel kom gee vir my en vir jou 'n baie stewige fondasie van hierdie verlossing. En wanneer jy hierdie verlossing Bybels reg verstaan, dan sal hierdie voet in die deur waar jy jou aanval rondom jou geloofsekerheid, sal dit nie realiseer. Ek wil sommer net so kortliks vanmôre vir jou sê, jy kan maar glo in jou wedergeboorte. As jy met jou mond bely dat Jesus gesterf het in die kruis vir jou, en jy glo met jou hart dat hy opgestaan het uit die dood uit, en jy dit in geloof, het jy dit aanvaar, dan sê die woord van die Here, het God jou die reg gegee om sy kind te wees. Die woord van God, die Vader, sê dit vir jou. God self sê dit vir jou. Wat staan in daai bekende Johannes 3 vers 16 wat ons so lekker kan opsê? So lief het God die wêreld gehad, sodat elke een wat in hom glo, gered kan word en nie verlore sal gaan nie. Wie praat daar? God. Jesus sê ons, ek kan niks sê wat my pa nie van my gesê het om te sê nie. So hier sê God vir my en vir jou, as jy jou hand in my hand gesit het, en jy het vir Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, dan sê ek vir jou, my woord sê, dan is jy my kind, en dan is jy gered. Die werk van Jesus, die werke van Jesus, die woorde van God, die werk van Jesus aan die kruis, die afgehandelde werk van Jesus aan die kruis, kom sê vir my en vir jou, tetelestai, dit is volbring. Ek het alles gedoen. Jy hoef nie deur jou eie insette te probeer jou geloofsekerheid te behou nie. Jy hoef nie my te probeer beïndruk nie. Tetelestai. Daai dag in die geskiedenis het ek alles ten volle afgehandel. En dit vat so 'n bietjie hierdie worsteling uit my en jou gedagtes uit om vir ons eie geloofsekerheid te probeer werk. Waarom lewe ek in die voetspore van Jesus nadat ek gered is? Omdat ek gered is, as 'n lewe van dankbaarheid. Maar tetelestai, Jesus se werke kom sê, die verlossing het eens en vir altyd volledig aan die kruis totaal vir jou en vir my plaasgevind. God sê dit vir jou. En wanneer die Heilige Gees, wanneer die duiwel nou kom, en hy wil nou iewers sy voet in die deur kry, moet jy hierdie helm van verlossing, hierdie waarheid, moet jy op jou gedagtekop sit. En dan die derde belangrike ding, God se woorde bevestig dit, Jesus se dade aan die kruis bevestig dit, die Heilige Gees, Romeine 8 vers 16 gaan lees dit, die Gees in ons getuig dat ons nou kinders van God is. Op een of ander misterieuse, goddelike manier hier binne in jou is die Heilige Gees die een wat jou oortuig dat jy wedergebore is. So wanneer hierdie aanslag op my en jou lewe kom, sê Paulus, moet ons die helm van verlossing op ons gedagtes sit. En ons moet die voet in die deur en die misleiding van die Satan, moet ons met hierdie Bybelse waarhede van verlossing, moet ons dat dan weerstaan en beskerm. Ek wil so 'n stukkie interessantheid met jou deel vandag. Miskien het jy nog nooit so hier aan gedink nie. Ons maak 'n fout met hierdie helm van verlossing en ons dink dat dit net iets is wat in die verlede gebeur het met my en jou. Verlossing het 'n verlede tyd, dit het 'n hede teenwoordige tyd en dit het 'n toekomstige tyd. Wat bedoel ek daarmee? Die helm van verlossing, my en jou verlossing, is soos 'n driepot met 3 pote. En elkeen van daai 3 pote speel 'n ongelooflike belangrike rol om hierdie pot 'n werklikheid te kan maak. Jy is gered. Luister, nou gaan 'n bietjie met woorde speel.
maar bly by my, want dit is so 'n belangrike waarheid hierdie, wat jy op jou kop moet sit. Jy is gered. Jy word voortdurend gered. En jy sal eendag volkome gered wees. Dis die 3 bene van verlossing van hierdie helm, wat jy op jou kop moet sit. En nou, hou net by my. Hou net by my. Moenie te veel van dit maak nie, maar moet ook nie te min van dit maak. Gaan lees 'n bietjie Johannes 13, Jesus se voete wassing, as jy weer 'n kansie kry in jou stilte tyd, met dit wat ek nou gesê het en wat ek sê in gedagte. Ons verlossing is iets wat in jou verlede gebeur het. Miskien 'n jaar terug, 'n dag terug, 20 jaar terug, 30 jaar terug, ek weet nie wanneer het jy tot wedergeboorte gekom. Die borsharnas van vryspraak, van geregtigheid. Hoe kom ek en jy in God se teenwoordigheid? Hoe word jy vrygespreek? Hoe word ek en jy reggemaak? En is ek en jy reg om in God se teenwoordigheid te kom? Deur genade alleen, deur Christus alleen. Iewester in ons geloofsreis is ons gister, eergister of wanneer dit ook al wedergebore. Op daai oomblik is ek en jy bevry van die straf van sonde. Dit het gebeur op jou wedergeboorte. Toe jy jou hart vir die Here gegee het en jy in Christus Jesus geglo het, in geloof, is jy vrygespreek, is jy geregtig verklaar in God se teenwoordigheid. Weet julle waar gebeur dit? Die Bybel leer ons dat ons bestaan uit 'n gees en 'n siel en 'n liggaam, né? 'n geesdimensie, 'n sieldimensie is jou brein, jou gedagtewêreld, jou emosies. Jou geesdimensie is daai dimensie wat God in is en praat en spreek en wat nooit gaan sterf nie en wat vir ewig leef, en dan ons fisiese dimensie. As jy wedergebore word, iewester in jou verlede, is jy in jou geesdimensie nuut gemaak. Johannes 3 sê, as jy nie deur die water en die gees wedergebore is, nuut gemaak is nie, dan sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. So iewester het my en jou geesdimensie 'n wedergeboorte ondergaan. By ons bekeringsdag, iewester in die verlede. En daar is die straf van sonde oor my en jou lewe uitgeskuif en weggeskryf. Maar jou liggaam, jou fisiese en jou siel, jou verstand, jou emosies, is nie wedergebore. Dis hoekom ons hierdie worsteling in ons lewe het. Ek sê, in my gees weet ek gaan hemel toe, maar my lyf en my kop en my denke voel of ek nog nooit paai met die Here gekruis het. Want sien, jou siel moet ook nog tot bekering kom. En dan moet jou lyf ook nog volg in terme van dit. So ons dink baie keer dat wanneer ons tot wedergeboorte gekom het, is alles nou ewe skielik reg. En nou is ons sondeloos. En dan kry ek en jy hierdie ontnigtering as ons 'n fout maak of sonde doen. En dan worstel ons en dan wonder ons maar, is ek nou uit die hemel uit? Wat nou? Is my verlossing nou weg? Is my wedergeboorte nou weg? Nee, jou geesdimensie is wedergebore, maar jou liggaam lewe nog soos 'n hooligan en jou brein en jou verstand en jou emosies moet nog onder hierdie beheer kom. Johannes 13 kom Petrus, en as Jesus nou sy klere uittrek en hy kom by Petrus, dan sê Petrus vir hom, jy sal nie my voete was nie, daar's nie 'n manier nie. Dan sê Jesus vir hom, Petrus, as ek nie jou voete was nie, dan gaan jy nie, luister mooi, deel aan my hê nie. Die grondteks sê, deel aan my hê. Dan sê hy, nee Here, maar dan moet jy my van kop tot tone was. En dan sê hy, maar Petrus, as jy klaar gebad het, dan hoef jy nie weer te bad nie. So hierdie dimensie, die verlede dimensie van jou verlossing, het te doen met bad. Dit het te doen met hierdie bad, waarvan Jesus nou met Petrus praat. Hulle het seker openbare publieke baddens gehad in daai tyd, soos die tydontwikkeling. Party van hulle skottels, maar daar was hier en daarom so 'n publieke ablusieblok waar jy gaan bad het. En dan het jy na iemand se huis toe gestap en dan het jou voete vuil geword. En dan as jy by 'n ou se huis kom, dan haal hy 'n skottel uit, dan was hy net jou voete, want die res van jou lyf is mos skoon gebad.
Nou sê Jesus van Petrus, as jy klaar gebad het, dan was ek net jou voete. So hierdie wedergeboorte, hierdie vrymaak, gebeur een keer. Ons bad een keer. En dan is daar 'n ander belangrike element. En dit lees ons, dis die teenwoordige tyd. Verlossing gebeur nie net in die verlede en nou is alles klaar, kant en klaar, nou wag jy om hemel toe te gaan. Daar's 'n teenwoordige tyd waar jou verlossing 'n bitter belangrike rol speel. En ek dink dis hier waar ons so sukkel. Ons het 'n getuienis van 'n wedergeboorte, maar nou wag ons om dood te gaan of die wederkoms. Maar die helm van verlossing is nie net iets wat jy gister in die verlede opsit sodat jy met God versoen word nie. Dis iets wat jy elke dag moet opsit in jou alledaagse lewe. Want verlossing het te doen met 'n aanhoudende, elke dag lewenslange proses waar ek en jy meer en meer soos Christus Jesus word. En dis daar waar ek en jy Petrus se beeld moet verstaan, waar Jesus sê, jy het klaar gebad, jy is klaar gered, jy is klaar wedergebore, maar nou het jou voete vuil geword, nou was ek net jou voete. So verlossing het 'n belangrike plek in ons alledaagse lewe, in ons heiligmaking. Want my verstand, die manier hoe ek dink, my emosies en my wil moet nog onder hierdie verlossingsbeheer kom. Anders is dit die eie ek en my manier van doen. So iewester het hierdie verlossing ook 'n voete was te doen. En dit is 'n daaglikse gereelde belydenis van my en jou sonde. En dan het hierdie geloof, hierdie helm, het ook 'n toekomstige waarde. En dis belangrik. Dis 'n heiligmaking, dis 'n vrymaking, maar dis ook 'n stukkie verheerliking. Daar gaan 'n dag aanbreek. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die Here Jesus weer gaan kom. En dan skryf die Bybel, dan gaan ons vry wees van siekte, van swaar kry, van hierdie aanslag van die bose. So geloof het 'n stuk hoop. Geloof het 'n stuk hoop. En dit is so belangrik dat ek en jy dit moet onthou. Hierdie geloof speel 'n rol in ons verlede, in ons hede, maar ons is op pad. En hierdie hoop is belangrik. Hierdie hoop is bitter belangrik. Paulus kom praat van hierdie wapen, as hy in Tessalonisense praat, dan sê hy, hierdie helm is ons hoop op verlossing. En dis nie, ja, ek hou nou maar duim vas dat dit gaan gebeur nie. Hoop in die Bybelse tyd was 'n sekere, genuine versekering dat dit gaan gebeur. So die derde komponent van hierdie helm van my en van jou, die verlede wat ons vrymaak, wat ons regmaak om in God se teenwoordigheid te kom, 'n stuk verlossing wat ons vrymaak van hierdie eie ek en hierdie stryd wat ek en jy het met sonde elke dag. En dan is daar hierdie toekomstige verlossing wat vir ons die hoop gee wat sê, hou vas, hou moed, daar gaan 'n dag kom, né, wanneer al hierdie goed waarmee ek en jy worstel op die aarde verby gaan wees. En dit is 'n sekere gegewe. Verlede, hede, toekoms. Dis hierdie omvattende verlossing wat ek en jy op ons koppe moet sit. Dis nie net iets wat in die verlede gebeur het en nou wag jy vir die hemel. Daai verlossing het 'n impak elke dag. Dat ons voete laat was, gereeld. Maar daar is 'n hoop wat sê, daar gaan 'n volëinding plaasvind, 'n volmaaktheid is op pad. Hou vas, byt vas, dis waarna ons op pad. Dis 'n paar laaste woorde sommer net oor hoe doen ek en jy hierdie helm opsitting in die praktyk. Hoe sit ons hierdie helm op elke dag? Twee goeters. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, neem elke gedagte wat in jou kop kom gevange en maak dit gehoorsaam aan God. En hierdie is intentionele praktiese goed.
As die Satan sy voet in die deur kry en hy's besig om jou identiteit aan te val, dan sê Paulus, moet jy daai gedagtes, moet jy gevange neem en jy moet dit onder die heerskappy van God, onder sy gehoorsaamheid inplaas. Wanneer hy jou geloofsekerheid aanval, moet jy daai gedagtes wat in jou kop kom, moet jy dit gevange neem en jy moet dit gehoorsaam maak aan Christus Jesus. Ek is nou die dag by 'n funksie, en terwyl die mense aan die gang is op die verhoog en alles mooi aan die gang is daar 'n ma en 'n pa wat iewers aan die kant alles bekyk, maar hulle 2-jarige kind hardloop op en af voor almal heen en weer op die banke, oor die banke. Hulle sit rustig en kyk na die vertoning hier voor hulle. Ek gaan nie dit doen nie. Ek het dit nie gedoen nie. As my 2-jarige kind so te kere gegaan het, dan het ek wat gedoen? Dan het ek iewers opgestaan en ek het daai kleintjie het ek onder my beheer geneem en vir hom of vir haar gehoorsaam gemaak aan dit wat my waarde is of my manier. En so praat ek nou oor enigiets vandag. Paulus kom sê, dis wat ons met sonde moet doen. Sonde hier in ons gedagtes, denke, in ons brein, is soos kinders, is soos iemand wat rondhardloop, oor alles spring, te kere gaan, en niemand doen niks nie. Jy kan ons nie dit toelaat. Enige kind het beweging en moet beweeg, so moet asseblief nou nie as jy jou kind in ons kerk iewester skree, of Karin se nuwe babietjie oe, kyk almal vir haar en sê, wanneer gaan jy nou hierdie kind van jou beheer, want nee, enige kind mag beweeg, né? Hulle moet beweeg, anders is hulle dood. Maar jy verstaan wat ek bedoel, daar's 'n grens, né? As hy oukie daai vloermoer daar in die nuwe checkers gooi en hy gaan na te keer, dan sien ek mamas wat sê, "My, dis pragtig, hier vir jou sterretjie. Ons mag tog nou nie iets doen nie, want dan gaan jy sielkundige moet sien oor 20 jaar." Nee, daar moet jy daai kleintjie onder jou gehoorsaamheid bring. So sê Paulus, is daar goed wat in ons koppe gebeur. En geestelik gesproke laat ons hulle maar net rondbeweeg en rondhardloop en ons gee vir hulle vrye toegang. En op die einde van die dag is dit hoe Paulus sê, die Satan vir my en vir jou aanval. So wat moet jy doen? Sit die helm op. Neem hierdie gedagte onder beheer en maak dit gehoorsaam aan Christus. En dan sê hy vir ons so mooi in Filippense 4 vers 8. Hier's 'n paar siwe waardeur jy jou gedagtes wat in jou kop inkom, moet laat deurval. En toe ek 'n kind was, het my oupa elke jaar die gier gekry, dan moet ons nou iewers 'n hoop sand moet ons nou sif. Dan het hy nou 'n sif daar gesit en hy het ons maar net besig gehou. Dan het ons 6 kubieke meter se sand het ons nou teen hierdie sif gegooi. En as ons nou gedog het nou is ons klaar, dan kom hy en dan sê hy, nee, nou het ek 'n sif wat kleiner gaatjies. Dan gooi ons nou weer alles, want so gooi hy elke keer die klippe uit totdat hy by die fynste sifie kom en dan niks meer deurval nie, dan gebruik hy daai sagte sand vir sy tuin en dan is die skoolvakansie ook verby. So Paulus sê, sit hierdie helm op, dit is nie vaag goed nie. Julle, as die Satan sy voet in die deur kry, en hy begin jou identiteit aanval, en hy begin jou geloofsekuriteit aanval, en daai gedagtes kom in jou kop, dan sê hy, neem dit gevange, gooi dit deur die sif. Wat is hierdie sif? Hierdie sif, sê Filippense 4 vers 8 vir ons so mooi, kyk of dit wat jy dink, is, edel is. Ok? Is dit wat jy nou aan dink, is dit reg? Gooi dit daar deur. Moenie sommer daai gedagte net in jou kop laat rondbeweeg nie. Is dit wat jy nou aan dink, wat jou identiteit aanbetref of jou geloofsekerheid, is dit mooi? Is dit prysenswaardig? Is dit uitstekend? Is dit loofwaardig? Gooi dit hier deur. Toets dit en bring dit dan onder die gehoorsaamheid van Christus. As dit nie deur hierdie sif kan gaan nie, dan moet jy dit weerstaan en teestaan. Die tweede belangrike waarheid, Romeine 12 vers 1 tot 2. Neem die gedagtes gevange, en dan die laaste ding, hy sê daar in vers 1 en 2, verander hoe? Deur jou denke te vernuwe. Hoe jy dink, doen jy. Hoe jy dink, word jy. So wat sê Paulus? Hoe sit jy hierdie helm op? Jy vang die gedagte en jy gooi dit deur die sif. En jy kyk of dit kan uitkom onder. Jy dink nie.
Jy dink nie. Intentioneel moet jy God se manier, God se alternatief, God se kultuur, die Bybelse manier, moet jy op die einde van die dag jou manier van dink maak. Die wêreld daar buite dink vir ons, en ons volg dit maar net. Paulus sê, hierdie helm, wanneer hy sy voet in die deur wil kry, werk nie van self nie. Die woordjie metanoia, wat vir bekering gebruik word in Grieks, beteken verander hoe jy dink. Verander hoe jy dink. So wat beteken wedergeboorte bekering eintlik? Jy begin anders dink oor jouself, jy begin anders dink oor jou sonde, jy begin anders dink oor hoe raak jy ontslaaf van jou sonde, jy begin anders dink oor wie Jesus is, en dan dink jy oor hoe jy hom deel van jou lewe maak, en dis wat wedergeboorte is. Nou, wanneer ek en jy met hierdie gedagtes in ons kop sukkel, dan sê Paulus, verander hoe jy dink. Dink in lyn met God se kultuur, met die Bybelse manier. Dis hoe jy hierdie helm opsit. Dis hoe jy hierdie aanslag, hierdie leuns, hierdie misleiding, hierdie voet in die deur van die Satan teewerk. Ek lewe maar net vir myself. Dis die wêreldse denkwyse. Die helm van verlossing, God se denkwyse, God se manier van dink, die lyn waarin ek en jy moet kom sê, ek is hier om te dien. Dis hoekom ek op die aarde is. Die wêreld sê, ek hou wrokke teen jou, en ek sal daarmee doodgaan en jy ook. God sê, my manier van dink, verander jou manier van dink, is om vinnig te vergewe. Hoe sit jy hierdie helm op? Ek gaan 'n wrok hou teen jou vir altyd. Jy het my seer gemaak, en jy sal waaragtig in my boek bly. Sit die helm van verlossing op, kom in lyn met hoe God dink. Ek is alleen, ek is 'n loner, niemand het my lief nie, ek is 'n loser. Kom in lyn met hoe God dink. Wat sê God? Jy is my kind, jy is deel van 'n familie, jy het 'n rol om te speel, jy is 'n liggaamsdeel, jy is begaafd, ek gee vir jou gawes. Mense is my probleem, as daar net nie mense op hierdie aarde was, dan sou dit soveel makliker gewees het. God se manier van dink oor mense is my fokus. Mense is die rede hoekom ek op die aarde is. Dis heeltemal 'n ander manier van dink. Dis hoe jy die verlossing, die helm van verlossing opsit. Ek gaan opgee. Ek gaan moed opgee. God se manier van dink is, dis nie die begin. Dis nie die begin van iets nieuws. Elke soldaat het geweet, as ek nie hierdie ding op my kop het nie, as ek uitgelewer. Wanneer hierdie soldaat hierdie helm op sy kop gesit het almal geweet wie hy is. En hy het self geweet wat my identiteit is. En as hy hierdie helm op sy kop gesit het, dan is hy beskerm gewees. Fisies beskerm, sy brein. Wanneer ek en jy geloofsekerheid het, ons weet dat geloof te doen het met ons verlede, met 'n dag in ons verlede, met ons hede en met ons toekoms. Dan beskerm ons hierdie ruimte wat ons gedagtes doen. Hoe sit jy jou helm op? Vat die gedagtes. Neem dit onder beheer. Maak dit gehoorsaam aan God en sy woord. Gooi dit deur die sif van Filippense. En begin dink. Begin dink in lyn met hoe God dink. En dis hoe jy hom opsit, dis hoe jy verander. Mag die Here sommer net vir ons vanmôre help om vas te dink. Elke keer as jy in die spieël bekyk van nou af, herinner jouself, wie is jy? In Christus. En as daar alleen is, die helm. As jy ooit weer wonder oor jou geloofsekerheid, maak asseblief doodseker dat daar 'n dag van wedergeboorte in jou lewe is. Maak seker dat jy vir Jesus aanneem. Sonder dit kan jy nie geloofsekerheid hê. Jy moenie 'n vals geloofsekerheid hê nie.
Jy moet ook nie twyfel as jy waaragtig jou hart vir die Here gegee het. Vat God op sy woord. Vat Jesus se tetelestai volle prys wat hy betaal het in jou hande. En glo. Glo dat hy met jou besig is elke dag. Dat daar 'n dag gaan kom waarin ons vashou beslis waar alles niet genoeg gaan. Tot daai dag toe skerm jou hulpspot. Deur verlossing op jou kop te sit. Here, baie dankie vir die voorreg om 'n paar gedagtes te wissel. Hierdie wapenrusting, Here, is so ryk. Ons kan 'n hele jaar besig wees net met hierdie 6 stukke wapen toerusting wat U vir ons gegee het. Maar Heilige Gees, dankie dat U ons die manier het om met ons besig te wees en besig te raak, en dat U die regte goed op die regte tyd in ons gedagtes losmaak en inplant. En ek bid vanmôre vir jou dat die Here deur sy Gees in hierdie paar dae wat voorlê ook met jou besonder sal besig wees. Dat jy hom toestemming sal gee om met jou besig te wees. Wat jou identiteit aanbetref en jou geloofsekerheid. Here Jesus, dankie dat U met ons is. Dankie dat U juis mens geword het. Sodat U kon sterf. Sodat ons verlos kan wees. Sodat hierdie sekerheid ook deel van ons lewens kan wees. Ons maak ons harte vir U oop, Heilige Gees. Kom werk met ons asseblief. Amen.